Welkom by Leeflig, waar ons die lig laat val op alles wat jou lewe opwindend maak en soms ook op daardie dinge wat jou heeltemal laat kopkrap, soos jou familie. Nou wees eerlik, het jy al ooit daar gesit tydens 'n familiekuier en gewonder, hoe op aarde is jy verwant aan hierdie mense? Ek dink ek is of aangeneem of omgeruil in die hospitaal. Jou sussie is hyper georganiseerd. As jy op haar rusbank sit en die kussing effens skuins laat, sal sy wag tot jy nie kyk nie en dit stil terugdraai tot op 90 grade. Selfs haar speserye is alfabeties gerangskik. En as jy die paprika voor die peper sit, is dit groot drama. Jou broer, hy is die een wat met oorgawe gesels met 3 geslagte gelyk, van die ouma wat haar stories al 3 keer vertel het, tot die neefie wat skaars kan praat, en selfs die tannie met haar hoë hare en sterk opinies, en almal hang aan sy lippe. En jy's die buffer in die middel, bord kos op jou skoot, sit doelbewus tussen die mense wat mekaar bietjie skeef aankyk, en het altyd 'n grappie op hande om die gemoedere te kalmeer, voordat iemand 'n slaaibak gooi. Nou hier is my teorie. Dit is nie toeval nie. Dit is geboorteorde. Ja, jy het reg gehoor. Die posisie waarin jy gebore is, speel 'n groter rol as wat jy dink. Jy het dalk gedink jy is net die tweede kind of die baba in die gesin, maar eintlik is jy 'n karakter in 'n baie spesifieke familiedrama, geskryf lank voor jy geweet het wat 'n drama is. Ek het jare gelede afgekom op die werk van Dr. Kevin Leeman, 'n sielkundige wat alles weet van hierdie onderwerp, en ek was net totaal en al gefassineerd. So, baie van my eie vrae het skielik antwoorde gehad, soos hoekom ek nooit leë hande by vriende opdaag nie, hoekom ek die naalklipper altyd op dieselfde plek bære, hoekom dit vir my baie belangrik is om altyd korrek op te tree, hoekom maniere vir my ononderhandelbaar is, en hoekom ek nie 'n praatjie of 'n preek kan gee as ek nie my notas 100% uit my kop uit ken nie. In hierdie reeks gaan ons gesels oor die 4 groot geboorteorde kategorieë. Die eersgeborene, die middelkind, die baba in die familie en dan die enigste kind. Nou voor jy dadelik besluit watter een jy is, hier is 'n vinnige toetsie. Watter van die volgende eienskappe klink soos jy? Onthou, dit hoef nou nie almal heeltemal te pas en almal op die lys te wees nie, maar die een wat jou die meeste beskryf. A. 'n perfeksionis. Betroubaar, konsensieus, 'n lysmaker, goed georganiseerd, gedrewe, 'n natuurlike leier, krities, ernstig, leergierig, logies, hou nie van verrassings nie, swart of wit denker. Ons doen dit so en klaar, dis nie onderhandelbaar nie. Dan kry jy B, die mediator. Altyd besig om kompromieë aan te gaan, diplomaties, vermy konflik, onafhanklik, lojaal aan vriende, het baie vriende, geheimsinnig, volg nie altyd die norm nie, gewoond om nie al die aandag te kry nie. Dan C, mensemens. Kan manipulerend wees, charming, blameer ander, soek aandag, taai, natuurlike verkoopspersoon, liefdevol, hou baie van verrassings, daai een wat almal laat lag, altyd 'n plan het om uit iets te kom en soms nog onder sy of haar troetelnaam geregistreer is by die apteek. En dan laastens
Die klein volwassene teen ouderdom 7. Baie deeglik, doelbewus, selfgemotiveerd, uitmuntende presteerder, versigtig, lees graag, ook swart en wit denker, praat in uiterstes, kan dit nie verduur om te misluk nie, het baie hoë verwagtinge van hulle self, meer gemaklik met mense wat ouer of jonger is as hulle, en hulle verstaan nie hoekom hulle maatjies so graag met hulle boeties en sissies stry nie. Nou goed, as jy A gekies het, welkom by die eersgeborene klub. As jy B gekies het, jy is waarskynlik die middelkind en ons sien jou en ons waardeer jou. C. Jy is baie moontlik die baba van die gesin en die rede hoekom almal lag of mal raak. En as jy D is jy waarskynlik die enigste kind. Maar luister nou baie mooi. Geboorteorde gee leidrade. Dis nie bedoel om jou in 'n boksie te sit nie. Jy is uniek. Dis nie 'n soort persoonlikheidshoroskoop wat jou toekoms voorspel nie. Dis 'n hulpmiddel om jouself en daardie interessante familie van jou 'n bietjie beter te verstaan. So, maak jou koffie, trek jou skoene uit en kom kuier saam met my. Ons gaan inloer in elkeen van hierdie geboorteplekke. En jy gaan dalk besef, dis nie net ek wat so voel nie. En dalk gee dit jou net genoeg insig en humor om met meer genade na jou sussie, jou broer, jouself en ander te kyk. Ek hoop, daar gaan vir jou sommer 'n hele paar aha-oomblikke wees. Nou voordat ons oorgaan en in detail by elke geboorteorde stil staan, dink ek ons moet darm net eers die uitsonderings uit wegruim. Ja, daar is uitsonderings. Want, soos ons almal weet, gesinne is nie altyd eenvoudig en voorspelbaar nie. Een geslag speel 'n rol, wat die gaping tussen sibbe is speel 'n rol, aannemings, spesiale omstandighede en natuurlik die familiedieretuin wat daarmee saamkom. Nou die eerste uitsondering waarna ons kyk is gapings. Nou hier's iets wat jy dalk nie geweet het nie. Wanneer daar 'n groot gaping tussen kinders is, kom ons sê so 5 tot 6 jaar, dan gebeur iets baie interessant. Die volgende kind begin as te ware 'n nuwe gesin. Hulle het dalk ouer boeties en sissies, maar hulle word dikwels soos eersgeborenes groot. Dis soos om in 'n tweede seisoen van jou ouers se ouerskap te wees. Daar's ander reëls en ander ritmes. En as daar die gaping so 7 tot 10 jaar is, dan is daardie kind amper soos 'n enigste kind, 'n sogenaamde quasi-enigste kind. Hulle is omring deur rolmodelle, ja, maar dis amper asof hulle in hulle eie wêreld groot word. En moet asseblief nie onderskat wat se impak die groter sibbe op hulle het nie. Daardie kleintjies werk soms ekstra hard om net soveel indruk te maak soos die groot mense in hulle huis. Die tweede uitsondering is geslag. Ja, die volgorde van geslag speel ook 'n rol. As jy die oudste dogter is en na jou kom 'n boetie, raai wat? Hy wys dalk ook eersgeborene trekke, want hy is die eerste seun. En in baie gesinne bring dit sy eie stel verwagtinge en voorregte. Of wat van die gesin met 3 seuns en dan laastens kom hierdie ou dogtertjie? Jy kan maar weet, sy gaan behandel word soos 'n klein prinsesie. En dis mooi, ja. Maar kyk mooi uit vir daardie jongste boetie. Soms lê daar baie druk op die boetie wat net voor haar gebore is. Hy voel dalk glad nie meer so spesiaal nie.
Hy is ontroon uit sy baba posisie en dan nog boonop deur die enigste pink voet nou in die gesin, oor wie daar nou 'n groot hoeha gemaak word. Die derde uitsondering is wanneer fisiese eienskappe ter sprake kom. Geboorteorde gaan nie net oor die volgorde nie. Dis ook oor wie jy is. Kom ons sê die eersgeborene is 'n seun, maar hy is effens kleiner gebou as die boetie wat na hom kom. En die tweede boetie is selfs 'n paar sentimeter langer as hy. Dan beter die oudste boetie of vinniger of slimmer wees. Anders te gaan sy groter boetie wat dalk jonger is vir hom ore aansit. Ons mag dalk selfs 'n rolruiling sien plaasvind en die tweede groter boetie sal ons dalk sien die rol aanneem van die eersgeborene met die voorregte wat daarmee saamgaan. Of wat van as een van die dogtertjies beeldskoon is en die ander een is meer gemiddeld? Dis moeilik, maar dit gebeur. En dit beïnvloed hoe kinders hulle self sien. Die Plain Jane leer dalk om haar op haar akademie of atletiek te fokus, om haar eie sterkpunte te vind. En dan natuurlik, wanneer daar 'n kind in die huis is met 'n gestremdheid soos autisme of serebrale verlamming, verander dit die dinamiek drasties. 'n Jonger kind neem soms die rol van oudste aan, bloot omdat hulle meer onafhanklik funksioneer. Die vierde uitsondering is van tweelinge tot tragedie. Tweelinge is meesal ongelooflik geheg, maar ook vreeslik kompeterend. Selfs daardie paar sekondes tussen geboorte kan saak maak. Een tweeling sal byvoorbeeld sonder huiwering sê, ek is die oudste, al was dit net sekondes. Maar aan die ander kant kan geboorteorde ook 'n diep en hartseer kinkel kry wanneer 'n kind sterf. As die oudste kind byvoorbeeld op 4 jaar sterf, dan skuif die volgende kind op in daardie posisie, met al die verantwoordelikhede wat daarmee saamkom, al was dit nie sy oorspronklike plek nie. Dink byvoorbeeld aan John F. Kennedy. Sy ouer broer Joseph was die een wat die groot verwagtinge moes dra. En toe sterf hy in die Tweede Wêreldoorlog. En John F. Kennedy moes op 19 skielik die mantel van eerste seun aantrek. En hy het nooit regtig van daardie druk ontslaag geraak nie, selfs nie as president nie. Die vyfde uitsondering is aanneming en die ontroonde oudste. Nog iets wat dikwels oor die hoof gesien word is aanneming. As ouers 'n kind aanneem wat ouer as hulle eie eerste kind, kan dit die hele dinamiek verander. Want die oorspronklike oudste kind voel dadelik ontroon soos 'n prins wat skielik 'n ouer broer kry. Dis nie net 'n gesinsuitbreiding vir hulle nie, dis 'n identiteitsverandering. En dis hoekom kenners aanraai dat as jy reeds 'n 3-jarige het, jy liewer nie byvoorbeeld 'n 5-jarige of ouer kind moet aanneem nie. Die effek op die bestaande kind is groter as wat ons besef. Nou, ons het gekyk na 'n klompie uitsonderings wat kinders aanbetref. Kom ons klim nou 'n trappie hoër en vra, wat het ouerskap nou eintlik met geboorteorde uit te waai? En die antwoord op die vraag is baie. Kom ons kyk na jou eie geboorteorde as ouer. Dis amper soos 'n spieël. Jy sien iets van jouself in daardie oudste kind van jou. En oeps, voor jy jou oë uitvee, behandel jy hom of haar soos 'n mini-jy. Want jy verstaan hulle. Jy identifiseer met hulle. Maar pas op.
Jy kan dalk per ongeluk te veel druk op hulle plaas, of hulle dalk 'n bietjie voortrek, sonder om dit te besef. As jy byvoorbeeld self 'n middelkind was, kan jy dalk veral simpatie hê met die een wat altyd tussenin vasval, of in die middel gesquash word. En die jongste? Wel, daai een is altyd die baba. Al is hy 22 en ry 'n bakkie, en nie sommer net enige bakkie nie, dis 'n Hilux. Of 2. Nommer 2, wat van die ouer met die kritiese oog, of soos ons dit noem, the evil eye? As beide ouers eersgeborene is, my aarde, perfeksie kan dan maklik die huisreël word. Jy wil hê jou kind moet die beste in alles wees, die slimste, die netjieste en die beleefste in die kerkbank ook. Al wil hy net sy skoene uitskop en lê in inkleer. Die oudste kind dra gewoonlik die gewig van al daai hoë verwagtinge. Dis soos 'n wetenskaplike eksperiment. Ma en pa probeer ouerskap vir die eerste keer en al hulle energie en foute gaan op daai eerste kind. Kind nommer 2, hy of sy kry die verligte weergawe van die ouers. En kind nommer 3, sy of hy drink koeldrank en eet lekker goed voor ontbyt en kom daarmee weg. Derdens, hoe lyk ouers se waardes? Wat het jou ouers op jou hart gedruk? Het jou ouers gesê jy moet eers gaan studeer en dan trou? Of was daar dalk 'n bordjie in die kombuis wat gesê het, harde werk bring beloning? Die dinge vorm ons en ons dra dit oor aan ons kinders. So dink 'n bietjie. Is jy besig om jou kind groot te maak, soos jy groot gemaak is? Of probeer jy die foute regmaak wat jy self moes oorleef? Jou waardes kan 'n groter rol speel as enige geboorteorde. En dan laastens, saamgestelde gesinne. Dis nou waar dit lekker interessant raak. As jy dink jou gesin is kompleks, wag tot jy 'n bonuskind of kinders bykry. Dink so daaraan. Meeste van ons persoonlikhede is vasgesement teen ouderdom 5 of 6. Geboorteorde is soos 'n vaste posisie. Jy kan nie net jou oorspronklike geboorteplek verruil nie. Jy kan nie vir klein Sarel, wat sy hele lewe die jongste was, nou vertel, hy moet optree soos 'n oudste, net omdat hy 'n jonger stiefboetie of stiefsissies bygekry het nie. Hy gaan steeds waarskynlik verwag om met moord weg te kom, sy sin te kry en eerste in die ry te staan vir 'n roomhuis. Want dis hoe hy gerol het, van dag 1 af. Een van die heel beste wenke wat Dr. Lehman vir saamgestelde gesinne gee, is hou huisvergaderings. Ja, soos in, kyk mekaar in die oë, kry dinge op die tafel, en bespreek dit met respek en humor. Dis 'n game changer, om chaos te keer. Anders is jy vinnig op pad na familie Armageddon. Dus, wat leer ons vandag? Geboorteorde is nie 'n koekiedrukker proses nie. Dis nie. Jy is die oudste, jy moet verantwoordelik wees. Of jy is die jongste, jy is outomaties bederf nie. Nee, mense is kompleks. Gesinne is uniek en die lewe gooi draaiballe. Maar geboorteorde gee ons leidrade. Gebruik geboorteorde as 'n hulpmiddel. Nie as die wet van mere en perse nie, maar dit help beslis om mense beter te verstaan en meer empatie te hê en jouself ook 'n bietjie minder ernstig op te neem. Volgende keer gaan ons kortliks kyk na elkeen van die geboorteordes vir nog meer insig. Want ja, jou kollega wat altyd haar penne kleurkodeer, jy raai reg, oudste kind. Tot dan, leef lig, lag lekker en onthou, jy mag dalk nie jou plek in die gesin kon kies nie, maar jy kan kies
hoe jy leef.